Algebra vergelykings. Ken jy nou al die algebraïese terme? Ons het 'n vergelyking 2x minus 3 is gelyk aan 5. Die 3 en die 5 is konstantes. Dis 'n heelgetal, 'n desimaal of 'n breek. Die 2 is die koëffisiënt en die x is die veranderlike of die onbekende. Jy het ook al geleer wat is 'n term? En ons kry 'n uitdrukking. Dit is een of meer terme. En wanneer daar 'n verwantskapsteken bykom, is dit 'n vergelyking. Ons sê ook 'n vergelyking is 'n getalsin met 'n onbekende in. Jy gaan gevra word om die waarde van die onbekende of veranderlike in die vergelyking te bepaal. Wanneer die antwoord van die onbekende deur verskillende stappe bepaal word, kry ons die oplossing. Die oplossing is al die moontlike getalwaardes wat die onbekende kan wees om 'n vergelyking waar te maak. Jy het reeds in graad 7 die stappe wat ons gebruik om algebraïese vergelykings op te los gedoen. Ons wil al die onbekendes aan die linkerkant hê of aan die een kant van die is gelyk aan en ons wil al die bekendes aan die ander kant hê of die regterkant. Om dit reg te kry, gaan ons dit skuif. Dit is die kort pad wat jy wanneer jy van die teenoorgestelde bewerkings gebruik maak. Onthou altyd die orde van bewerkings moet gebruik word, sodat jy weet watter stappe eers gedoen moet word. Wanneer die onbekende alleen staan en ons sy moontlike waardes uitgewerk het, kry jy die oplossing. Onthou, wanneer daar deur 'n onbekende gedeel word, moet die beperking altyd gestel word. Dit kan nie 0 wees nie. Die belangrikste is dat jy oefen. Dit help nie jy weet hoe dit werk nie. Jy moet dit oefen, sodat jy dit maklik en vinnig kan doen. Ons hersien weer optel en aftrek. Onthou, die is gelyk aan beteken dat al twee kante aan die is gelyk aan, moet dieselfde waarde hê, dit moet dieselfde wees. As ons iets aan die een kant doen, moet ons dit ook aan die ander kant doen. Ons voorbeeld, a minus 2 is 5. Ons wil die onbekendes aan die linkerkant hê en die bekendes aan die regterkant. Ons moet die minus 2 skuif na die regterkant toe, sodat die a alleen aan die linkerkant kan staan. Wat ons aan die linkerkant doen, moet ons ook aan die regterkant doen. Ons kan die minus 2 wegvat aan die linkerkant deur die omgekeerde bewerking. En dit is plus 2. Wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. Minus 2 plus 2 gaan 0 gee. En dan bly a aan die een kant oor. Maar omdat ons 2 aan die kant bygetel het, moet ons dit ook aan die ander kant bysit. Anders is dit nie meer gelyk nie. So, aan die regterkant staan daar nou 5 plus 2. Kyk gou wat het gebeur, wat is die kort pad? Jy wil die a alleen hê, so jy moet die minus 2 wegvat. Om dit weg te vat, gaan ons dit na die ander kant toe vat en sy teken gaan verander. Die minus word 'n plus en die 2 gaan ander kant toe. Die omgekeerde bewerking. Kyk weer. Ons vat die 2 na die ander kant toe en sy teken verander. Onthou jy hoe ons daarby uitgekom het? Ons het plus 2 aan albei kante bygetel. Aan die linkerkant het dit uitgekanselleer. A is nou op sy eie en ons kan die bewerking doen. 5 plus 2 is 7. So A is 7. Jy gaan ook gevra word om jou antwoord te toets. Jy gaan dit doen deur substitusie. Gaan kyk weer na daai hoofstuk as jy nie kan onthou wat beteken substitusie nie. Dit is waar ons die numeriese waarde in die plek van die onbekende in vervang. So die a word vervang met 'n 7 om die som uit te werk. 7 minus 2 is 5. Die ander kant is ook 5, so ons onbekende se waarde is reg. Ons volgende voorbeeld, a plus 4 is 8. Jy weet albei kante is dieselfde. Kry eers die onbekendes aan die linkerkant van die is gelyk aan en sit die bekendes aan die regterkant. Wat moet skuif? Die plus 4. Hoe kry ons hom aan hierdie kant weg? Ons trek 4 af. Maar as ons dit aan die een kant doen, moet ons dit ook aan die ander kant doen. 4 minus 4 kanselleer mekaar uit. Die kortpad sê die plus word 'n minus en ons vat die getal oor. A staan nou weer alleen aan die linkerkant en ons werk dit uit. 8 minus 4 is 4, so A is 4.
Wat van maal en deel? Ons vergelyking 2a is gelyk aan 4. Eers skuif jy die onbekendes na die een kant van die is gelyk aan en die bekendes aan die ander kant. Hoe gaan jy die 2 wegkry? Jy weet 2a is dieselfde as a maal 2. So om die 2 weg te kry, moet jy dit deel, gedeel deur 2. Wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. Aan die linkerkant word die 2 gekanseleer. Wat het gebeur? Die maal word 'n deel as ons die 2 oor die is gelyk aan vat, die omgekeerde bewerking. A is nou alleen en ons werk uit. 4 gedeel deur 2 is 2. A is 2. Ons toets gou weer die antwoord deur substitusie. Die A word vervang met 'n 2. Kom ons doen die som. 2 maal 2 is 4. Die antwoord aan die linkerkant is dieselfde as die antwoord aan die regterkant, so jy weet jou onbekende se waarde is reg uitgewerk. En wat van 'n deelvoorbeeld? Ons het A op 3 is gelyk aan 2. Ons wil die A alleen kry. Ons kan hierdie ook skryf as A gedeel deur 3. Hoe kry ek dit weg? Maal met 3. Die omgekeerde bewerking. Maar ons moet dit aan al 2 kante doen. As jy die 3 oorvat, word die deel 'n maal, die omgekeerde bewerking. Deel 3 en maal 3 kanseleer mekaar uit en ons A is alleen. Ons doen die bewerking 2 maal 3 is 6. A is 6. Onthou, wanneer ons met onbekendes werk en daar is 'n veranderlike as 'n noemer, moet jy die beperkings gee. Ons kan nie deur 0 deel nie. Hoe werk wortels en eksponente? Jy moet nou nie daarvoor skrik nie. Eksponente en wortels is mos ook omgekeerde bewerkings. Onthou altyd by eksponente en wortels, as jy dit wil toepas, moet dit gedoen word met alles aan die linkerkant en alles aan die regterkant. Jy kan nie net byvoorbeeld een term of een getal kwadreer nie. Jy moet alles kwadreer of op 'n wortel sit. Hier het ons die wortel van A is gelyk aan 2. Die omgekeerde bewerking van 'n wortel is 'n eksponent. Jy wil mos die A alleen kry. Jy kan sien dit is 'n vierkantswortel en 'n kwadraat gaan die vierkantswortel wegvat. Ons moet dit ook aan die ander kant doen. Kwadreer die 2. Nou is A alleen en jou antwoord is 2 maal 2 wat 4 is. In ons laaste voorbeeld het ons A kwadraat is gelyk aan 9. As jy die eksponent wil wegkry, gaan ons alles aan albei kante in die vierkantswortel sit. Die wortel van A kwadraat is nou gelyk aan die wortel van 9. Aan die linkerkant kanseleer die wortel en die kwadraat mekaar uit. Let nou mooi op wat gebeur met wortels. Wat maal homself gee alles 9? Die eerste antwoord is natuurlik 3 maal 3, so 3 kwadraat in die wortel. Maar jy kan nou nog iets dink wat homself maal en vir ons 9 gee. 'n minus maal 'n minus gee plus, so ons kan ook sê minus 3 kwadraat gee vir ons 9. Hier kan A 2 antwoorde hê. A kan plus 3 wees of A kan minus 3 wees. Jy moet altyd onthou om al 2 opsies te gee.